Dag mense, kom ons kyk gou na die konsepte. As daar is eiersel, nou op die sketsie wat ek hier gemaak het, kan jy sien, hierdie is die ovum. En hierdie is die spermsel. Dis die twee gamete. So jy moet onthou, die sperm en die eiersel, die ovum, is die twee gamete. En hulle het nou 'n sekere hoeveelheid kromosome vir elke spesie. En hulle het een van elke paar. Met ander woorde, die ovum se kromosoom, ek het nou een kromosoom gemaak. Hy het ek pink gemaak vir vroulik en sy homoloë paar is nou nie by hom nie, want my oose het nou plaasgevind, nee. Nou het die spermsel in daai homoloë paar, byvoorbeeld by die mens, het hy ook hierdie kromosoom. En wanneer bevrugting, dis die proses nou plaasvind, dan kom hierdie twee by mekaar en ons kry een paar homoloë kromosome en julle weet, dit is nou in die sigoot. Hierdie is nou die sigoot. Reg. Nou vir genetika is dit belangrik dat jy verstaan dat elke paar kromosome sekere gene op hulle lokusse dra. Ek het nou hier 'n ander paar, right, wat ek ook heb vir jou sal bysit, net om vir jou te wys, so het die mens 23 pare. Reg. Nou wat is 'n kromosoom? Onthou nou ook, wil ek net sê, ek het nie die gerepliseerde kromosoom daar, na DNA-replisering, dan lyk 'n kromosoom ons so. Nou, ons het net die kromosoom se een gedeelte. 'n Kromosoom bestaan uit DNA, en daardie DNA is in gedeeltes verdeel wat die gene is. Dan is 'n geen 'n klein gedeelte van DNA, klein gedeelte, wat 'n bepaalde kenmerk dra. Nou kom ons sê, hierdie is nou by 'n ertjieplant. Daar gaan nou nie 'n ovum en 'n spermsel wees nie, daar gaan nou net 'n manlike gameet en 'n ovum wees, maar hoe dit ook al sê, hierdie is nou 'n ertjieplant en hierdie is die geen vir lank. En hierdie geen is dominant. En hy het by die paternale kromosoom is daar ook 'n geen vir lank. Reg. Nou as 'n organisme, onthou nou, in sy sigotiese toestand, en met ander woorde as hy volwasse word, die dubbel L het, wat noem ons hom dan? Dan sê ons die organisme is 'n homosigoot, hy's 'n homosigoot of hy's homosigoties dominant. Reg. Maar 'n organisme kan ook so lyk. Hy kan 'n groot L en hy kan 'n klein L hê, 'n resessiewe geen. En as hy so lyk, dan noem ons hom 'n heterosigoot. Right. En as hy twee klein resessiewe allele het, right, dan gaan hy klein L wees en dan gaan hy ook 'n homo, want homo beteken dieselfde, homosigoties, maar nou is hy resessief. Reg. So, hoe gaan hierdie plant nou lyk? Hierdie plant het nou in sy sigoot, het hy nou die dominante alleel, onthou 'n alleel is twee forme van 'n geen, nee. Goed, hy het nou twee lang L'e. Hierdie is sy genotipe, en die genotipe van 'n organisme bepaal hoe hy sy fisiese voorkoms, wat is sy fenotipe. Hoe lyk hierdie plant se fenotipe? Hy gaan lank wees. Hierdie een gaan ook lank wees, want hy het die dominante alleel, so hy gaan ook 'n lang plant wees. Reg, so hy gaan dieselfde lyk, maar hierdie enetjie het glad nie 'n dominante geen nie. Reg, so, hoe gaan hierdie plant se fenotipe lyk? Hy gaan
'n kort plant wees. Die terme wat ek nou met jou gedoen het, is in hierdie sleutelkonsepte. Ons het nou gedoen, geen alleel is die twee forme, lank en kort. En onthou hulle het gewoonlik simbole en hulle kom op bepaalde lokusse voor. Sien jy, ek het op dieselfde plek op die kromosome die allele geplaas. Genotipe en fenotipe. Genotipe is die genetiese samestelling, fenotipe is die fisiese of funksionele uitdrukking. Dominante alleel is 'n alleel wat in 'n heterosigoot of homozigotiese toestand in die fenotipe sigbaar is. En wat is 'n resessiewe een? Hy's net sigbaar soos hierdie ene wanneer hy alleen